Welkom by hierdie tweede sessie saam in hierdie spesiale Pinkster. Dit het definitief sy voordele, die feit dat niemand in die koel weer hoef uit te gaan vanaand nie, maar ook sy nadele, dat ons uitmis op geselsies oor hoe was ons dag gewees en wat ons alles gedoen het en wat was die uitdagings gewees. Ek weet nie van julle nie, maar dit is wat ek in hierdie tyd mis, is om net lekker saam tee te drink by die kerk. Ons het gister begin met die reeks en as jy dalk dit gemis het, praat ons die week oor hoe die Here wil hê dat ons geestelik moet groei. En dan praat ons oor hoe kry ons dit reg? Ons gaan kyk na ons eie lewe en kyk waar is daar groei nodig. En dan die belangrikste van alles, vra ons onsself die vraag af, maar hoe meet ons dit? En hoe weet ons gaan vorentoe? Gister se tema was praktiese onderrig en ons het die tema uitgepak oor hoe Jesus ook die tegniek gebruik het om mense prakties te onderrig en die Bybel of die woord so oop te breek dat mense dit verstaan, self en ook ander. Daar het 'n klomp mense Jesus begin volg omdat dit sin gemaak het om die brug te bou tussen dit wat in die woord staan en dit wat ons in ons lewe moet toepas. Voor ons vanaand begin wil ek jou nooi om net so vir 'n oomblik stil te word, af te sluit en alles wat vandag gebeur het, net so 'n bietjie agter jou te los. Die verskil tussen 'n weeksaand en 'n Sondagoggend is dat in die tyd wat jy in 'n weeksaand hier by die kerk uitkom, dan het daar 'n klomp goeders gebeur. Verskeie uitdagings het oor jou pad gekom vandag wat jou gedagtes weghou van die Here af. So ek wil jou nooi om net saam met my stil te word en dan bid ons saam. Ons Hemelse Vader, dankie dat ons ook soos vanaand hier by u voete kan kom sit. Dankie vir die voorreg wat ons het, dat ons uit die woord uit kan lees, kan leer en help ons om dit te kan toepas. Dankie vir die mense wat u oor ons pad gestuur het, wat ons nader bring aan u en help met groei in ons elke dag se lewe. Amen. Ons het gepraat van groei en ons het gesê groei lyk vir almal van ons anderster. Groei is nie altyd soos wat ons dit wil hê nie. Die lewe is nie altyd presies volgens program en plan nie, maar daar's 'n klomp goeders wat onverwags op ons stoep opdaag. En juist daarom berei die Here ons voor om op verskillende maniere te groei. Groei is nie altyd net op nie, het ons ook vir mekaar gesê. Alhoewel ons dink dat as iets opgroei, dan is hy lewendig, groei hy ook partykeer in ander rigtings. Partykeer groei hy af, om eers te versterk voordat hy opgroei, of hy groei kant toe, om te versterk sodat die wind en die weer hom nie kan omwaai nie. En so ook met ons geloofslewe. Ons geloofslewe groei in verskillende tye op verskillende maniere, sodat dit kan aanpas volgens die lewe daar buite en dit wat ons nou toe gooi. Toe ons kind was, het my oupa met mielies geboer. En dit was altyd die grootste speletjie vir ons as kinders, om tydens die saaityd te gaan soek na daardie klein mieliepit. Daardie klein mieliepit wat baie sal word en baie mense sal voed. So is ek en jy ook geplant. Ek en jy is ook geplant om op verskillende maniere mense te bedien. Een klein mieliepit, sodat baie mense gevoed kan word. Die Here plant ons en plant mense in ons lewe, sodat ons ander kan voed. Dit laat my so dink aan die vrug van die Gees wat ons kry in Galasiërs 5, waar Paulus vir ons vertel, maar die vrug van die Gees is daar teenoor liefde, vrede, vreugde, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Alles goeders wat gebeur in verhouding met ander mense. Dit is die vrug van die Gees. En die Here plant ons juis in mekaar se lewens, sodat dit ons sal versterk in ons geloof. God het ons geplant om dit in ander mense se lewens te wees. En die vraag is dan, maar het hy nie dalk ook ander mense in ons lewens geplaas om vrug te wees nie? Vanaand praat ons juis oor verhoudings, en dit mag dalk klink soos 'n tienerpreek, aangesien ons oor en oor preek vir tieners oor die belangrikheid van hulle verhoudings. En tog is dit iets wat teenwoordig is in almal van ons se lewe elke liewe dag.
Ons het 'n klomp verskillende verhoudings wat ons mee te doen het, of dit nou jou man of jou vrou is, en of dit jou vriende of vriendinne is, of dit dalk iemand by die werk is, of by die skool is, of familie is. Alles is verhoudings. Selfs daardie persoon wat op 'n Dinsdag of op 'n Donderdag jou vullis kom haal, het een of ander maniere impak in jou lewe en smeer af op jou. Is dalk nie 'n goeie voorbeeld om te gebruik in hierdie tyd wat ons nou is nie. Ons almal het daardie verhoudings en dit vorm deel van ons lewe en die uitdaging is, dra jou verhoudings by tot die geestelike groei of belemmer dit jou groei? So vanaand se sessie begin ons met die volgende vraag. Wie was daardie persoon wat die belangrikste rol gespeel het in jou geloofslewe? Ons almal het daardie iemand in ons lewe, of dalk nie meer nie, maar wat 'n ongelooflike groot rol gespeel het en heel waarskynlik die rede was dat jy tot geloof gekom het. Dalk was dit iemand wat jou gehelp het nadat jy weggevoer was weer 'n keer en die Here verloor het en jou teruggebring het nadat jy en die Here dalk heel waarskynlik 'n meningsverskil gehad het. As jy terugkyk na jou lewe, was daardie persoon spesifiek in jou lewe geplaas om jou te help. En dalk het jy nie aanvanklik geweet wat was die rede gewees dat daardie persoon daar was nie, maar dit was die manier hoe die Here in jou lewe gewerk het om jou geloof te verdiep. Dalk was dit nie altyd 'n positiewe voorbeeld gewees nie, en was dit 'n negatiewe rol gewees in jou lewe, en het jou gedwing na 'n positiewe leefstyl, omdat jy vir jouself gesê het, maar ek is nie bereid om op dieselfde manier aan te gaan nie. Ons boodskap vanaand vloei juis uit gister se boodskap uit, waar ons gepraat het oor praktiese geloof, en hoe daardie mense wat hulle geloof prakties uitleef, ook in jou lewe inbou. En dit gebeur alles in geloof. Nou, hoe lyk so 'n persoon as jy sukkel om hom te identifiseer of haar te identifiseer? Hoe lyk so 'n persoon wat heel waarskynlik oor jou pad gestuur is deur die Here? Daardie persoon is of was dalk iemand wat vir jou verduidelik het hoe werk God se liefde, gewys het prakties hoe lyk God se liefde, en op so 'n manier jou hart oopgemaak het en jou oë oopgemaak het vir die Here, en jou geloof op so 'n manier laat groei het. So iemand is iemand wat jou dalk gewys het op jou roeping. Iemand wat jou gevat het na waar die Here jou wil gebruik, elke liewe dag. Iemand wat vir jou gesê het, maar jy het 'n gawe, gebruik dit. Dalk is dit iemand wat op 'n afstand of indirek in jou lewe vir jou begin wys het en nader gebring het na die Here toe. Iemand wat jy nie dalk nou kan uitwys nie, maar iemand wat nog altyd net daar was en dalk net vir jou gebid het. As ons weer 'n draai gaan maak by daardie mense wat ons so na kyk en sê, maar hoe kry jy dit reg om so 'n goeie geloofslewe te hê? Dan sal hulle baie keer ook vir jou sê, maar daar was so iemand in hulle lewe ook gewees. Daar was verhoudings in hulle lewe wat bygedra het tot hulle geloofsgroei, wat hulle oë oopgemaak het en hulle laat besef het, maar dit is wat die Here van my wil hê. Ons almal het sulke mense in ons lewens. Een ding wat ons tyd vir ons bring en die tyd waarin ons leef, is dat ons met duisende mense te doen het. Of dit nou is by jou werk of in jou gemeenskap of by die kerk, ons almal het met 'n klomp verskillende mense te doen. Nie almal noodwendig eers jou vriende of jou familie nie, maar net mense. Of miskien is jy 'n sosiale vlinder en het jy 'n klomp kontak met mense op Facebook of op Instagram. Dalk volg jy 'n klomp mense en almal van hulle het op een of ander manier 'n invloed op jou lewe. Daardie mense smeer af van jou. Studies het al bewys dat jy word soos die 5 mense met wie jy die meeste tyd spandeer. Met wie spandeer jy jou tyd? En met wie wil die Here hê, moet jy jou tyd spandeer? Ons het vir mekaar gesê dat God wil 'n verhouding met ons hê. Ons het gister al vir mekaar gesê, God wil hê ons moet in 'n verhouding met hom wees. Dit gaan nie altyd oor om die beste te wees of die meeste te weet nie, maar dit gaan oor verhouding. En as dit die basis is van ons geloof, hoekom sal die Here dit verander as dit kom by die samelewing en ons naaste? Hy wil juis hê ons moet in verhouding met mekaar groei nader aan hom.
Die Here vat verhoudings en mense in ons lewens nogal baie belangrik. En as jy dalk nie geweet het nie, kan ons net na vanaand se skrifgedeeltes gaan kyk en sien hoe die Here daarop let om te sê, maar jou verhoudings is belangrik. Ek gaan 2 teksgedeeltes vir julle voorlees vanaand en ek gaan dit ook aan die onderkant van die skerm opsit, maar dit is teksgedeeltes uit 2 verskillende gedeeltes van die Bybel uit. Die eerste ene kom uit die Ou Testament uit, waar die wysheidsgeskriftes vir ons leer en sê maar, wees net versigtig, kyk uit. En die tweede gedeelte is 'n gedeelte wat Paulus aan die woord is en Paulus vir ons eintlik maar dieselfde sê. So kom ons lees saam vanaand hierdie 2 teksgedeeltes. Ons eerste ene kom uit Spreuke 13 vers 20. En dit is kort en is kragtig en dis duidelik waar die slim manne vertel en vir ons en met ons deel en sê, wie met wyse mense omgaan, kry wysheid. Wie met dwaases ophou, word self sleg. Ek onthou toe ek klein was en my eerste groot mens Bybel gekry het ek Spreuke begin lees. Min wetend dat jy nie hierdie wysheidsgeskrywer sonder handskoene moet aanpak nie. Die teksgedeelte is dit duidelik dat die skrywer ons inlig en vir ons rooi ligte wys om te sê, wees versigtig met wie jy jou tyd spandeer. Pas op dat jy nie dalk met die dwaases omgaan, wat heel waarskynlik jou geestelike groei gaan belemmer nie. Maak seker dat die mense in jou lewe wat rondom jou is, wys is geestelik, sodat jy kan groei ook in jou lewe. Die tweede gedeelte is dit Paulus uit die Nuwe Testament uit, wat sy lesers ook herinner aan hierdie wysheid, wat ons ook in Spreuke vind. In 1 Korintiërs 15, vers 33, sê Paulus die volgende, hy sê, moet julle nie langer laat mislei nie. Slegte geselskap bederf goeie sedes. Nou waar wil ek uitkom vanaand? Hier is die 2 vrae wat ek jou mee wil uitdaag. Die eerste ene is, wie is die wyses wat die Here op jou pad stuur, waarmee hy jou wil help groei? Ek dink dis nodig dat ek en jy moet gaan sit en kyk na wie is die mense in ons lewens, wat 'n bydrae maak tot ons geloofslewe, wat 'n bydrae maak tot die groei in ons lewe, en ook daardie vriendskappe en verhoudings koester, sodat ons saam kan groei. Die moeilike vraag wat ons onsself moet afvra is die tweede ene, en wie is die dwaases wat jy moet voor versigtig wees? Wie is die mense wat heel waarskynlik meer afbreek gaan maak as opbou? Dit klink woes, en ek sê nie jy moet 'n klomp mense nou gaan aanvriend uit jou lewe uit, en ek wil ook nie die rede wees dat 'n klomp familie skeer of jarelange vriendskappe nou opbreek nie. Hoor asseblief my hart vanaand, as ek sê, die Here verwag van ons om net seker te maak dat die mense met wie ons omgaan, uitgekiesde verhoudings is wat ons help groei. Jy kan heel waarskynlik saam met my stem, dat wanneer jy 'n lang tyd blootgestel word aan iemand negatief, iemand wat nie dieselfde waardes het as jy, of dieselfde dink as jy, of selfde glo as jy nie, dat dit op een of ander manier 'n slegte invloed het op hoe jy dink en doen. En dan wanneer jy baie later langs die pad terugkyk, en jy vra jouself af, maar hoekom sukkel ek om te groei? Dan is dit heel waarskynlik as gevolg van daardie insette in ons lewens. Ons moet weet dat daar 2 groepe mense in ons lewens is, eintlik 3. Die eerste groep mense is mense wat God gestuur het om my en jou te help groei. 'n mentor, 'n geestelike leier, 'n geloofsvriendin, mense wat jou opbou en jou ondersteun. Die ander groep mense is die mense wat die Here oor jou pad stuur, waarin jy in hulle lewe moet inbou, waar jy die geloofsgroei moet wees in hulle lewe. En die derde groep mense is daardie mense wat ons heel waarskynlik gaan moet sê, maar ons kan ongelukkig nie meer met jou deel nie, aangesien jy my verder weghou van die Here af.
dit is de mekaar en dit is moeilik. Ja, dit is definitief so. Ons geloof word op baie maniere uitgedaag. Dit kan jou of leegtap, of dit kan jou volmaak. Selfs jy kan ander leegtap of volmaak. Vanaand se punte wat ek graag vir jou wil gee om hierdie boodskap vas te maak en jou te help om dit te onthou, is die volgende 3 punte. Die eerste een is, daar is altyd 'n spirituele komponent aan verhoudinge. Die mense met wie ons assosieer, het altyd 'n manier om ons te beïnvloed, positief of negatief. Dit klink snaaks, want dit klink soos iets wat ons vir ons kinders sal sê. Maar dit is nog steeds van toepassing op my en jou elke liewe dag. Ons het die keuse met wie ons wil omgaan. God het 'n manier om mense in ons lewe in te bring, wat ons geloof drasties kan laat groei. En dis ons tweede punt. God het 'n manier om mense so in ons lewe in te bou, wat daardie groei kan aanhelp, en dit makliker maak vir ons. Ons moet weet, hoe ons verhoudings moet kies. Ons moet weet dat ons verhoudings moet kies met 'n bril van die Here, om te sien wat is dit wat hulle kan bydra tot ons geloofsgroei. Ek wil afsluit en jou herinner aan die vergelyking wat die Here vir sy disippels geleer het. Weer is 'n praktiese manier hoe hy ook vir ons geleer het. Toe hy vertel het van die saadjie wat geval het op die goeie grond, wat gegroei het, vrug gedra het, skaduwee gebied het. Maar ek wil jou ook herinner aan die saad wat tussen die onkruid geval het, wat opgekom het, maar verstik het, wat nie verder kon groei nie. My gebed is dat jy van vooraf sommer net weer die mense in jou lewe sal waardeer wat die Here daar gesit het om jou te help groei. Tyd te maak om saam met hulle deur die woord te gaan, by die Here uit te kom en op sy skoot te gaan sit. By hulle te leer en te luister hoe die Here ook deur hulle werk en deur hulle praat. Maar ek wil ook vir jou bid vir daardie mense wat meer afbreek maak as bou. En ek bid vir jou vir wysheid dat die Here jou sal wys hoe om daardie mense se harte te verander en indien nie, ook daardie onkruid weg te skuif uit jou lewe uit. My gebed is dat die groei sal plaasvind in jou lewe, in jou geloofslewe elke liewe dag. Mag hierdie woorde van die Here regtig waar by jou bly. Amen.